Goeiemôre, dit is Sondag die 16de November en kom ons gesels oor God se vergifnis. Is dit onvoorwaardelik? Ons lees daaruit Johannes 7 vers 37. Op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, kom na my toe, kom en drink. Hier vervul Jesus 'n profesie wat deur Jesaja gegee is ongeveer 600 jaar voor hierdie tyd. Toe hy gesê het in Jesaja 55 vers 1, hoe almal wat dors het, kom na die waters. Wie geen geld het, die kom koop en eet, ja, kom koop sonder geld en sonder prys wyn en melk. Waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie, en julle arbeid vir wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my en eet die goeie, en laat julle siel om in vettigheid verlustig. Vettigheid salwing. Neig julle oor en kom na my toe. Luister, julle siel sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit. Die bestendige genadebewyse van Dawid. Ewige verbond. Nie die verbond van werke nie, nie 'n verbond van besnydenis nie, ook nie die Sinaï verbond nie, maar 'n verbond van genade, 'n ewige verbond, gebaseer op die ewige liefde van God volgens sy ewige voorneme in Christus, die middelaar daarvan. En dit sal vir ewig duur, dit sal verseker wees, dit sal vasstaan, onwrikbaar, onbeweeglik. 'n Verbond het altyd voorwaardes wat gehoorsaamheid daaraan vereis. Dit bevat klousules waaraan voldoen moet word, en as een van die partye van een van daai klousules breek, dan word dit geag dat hy die verbond verbreek het. Die Abraham verbond in Genesis 17 was so 'n verbond gewees. Die teken van die verbond was die besnydenis, en as dit gevind sou word dat enige man nie besny was nie, was hy uitgewerp. Dit is nie noodwendig te sê dat hy doodgemaak is nie, maar hy was uitgewerp onder die volk uit Genesis 17 vers 14. Die verbond van werke, besnydenis ensovoorts, het bloedoffers benodig gehad vir die vergifnis van sondes. En sonder die vergieting van bloed was daar geen vergifnis nie, né? Toe kom 'n nuwe ewige verbond van genade. Hebreërs 8 vers 10. Want dit is die verbond wat ek na die dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here. Ek sal my wette aan hulle verstand gee en dit op hulle hart skryf, en ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Vers 13, as hy sê 'n nuwe verbond, het hy die eerste oud gemaak, en wat oud word en verouder, is naby die verdwyning. Vers 10 het verwys na die huis van Israel. Nou ontstaan die vraag, wat van die heidene? Is hulle uitgesluit uit hierdie verbond uit? Nee, ek glo nie. Israel het hulle Messias verwerp, en nou het die verbond van genade vir die heidene redding gebring, wat Paulus sê in Romeine 11 vers 11, ek vra dan, het hulle miskien gestruikel op te val? Nee, stellig nie, maar deur hulle val, het die saligheid tot die heidene gekom, om hulle, die volk Israel, jaloers te maak. Daardie tyd was dat Jode wat Jesus aangeneem het, was na die uitstorting van die Heilige Gees, en hulle was nie uitgesluit omdat hulle volksgrootte Jesus verwerp het nie, maar ingesluit in die kerk van Jesus Christus as die uitverkorenes. Romeine 11 vers 7 sê, wat dan? Wat Israel soek, het hulle nie verkry nie, maar die uitverkorenes het dit verkry, en die ander is verhard. Uitverkorenes hier is volksgenote Israel. Jy sien die apostel 2 groepe, hulle wat verhard of verblind was, en hulle wat uitverkies was as gevolg van hulle verklaring van geloof in Jesus Christus. En Hebreërs 8 vers 12 sê, want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede, en aan hulle sondes en hulle oortredinge sal ek nooit meer dink nie. Hebreërs 10 vers 16, want nadat hy tevore gesê het, dit is 'n verbond wat ek met hulle sal sluit na die dae, spreek die Here verder, ek sal my wette gee in hulle hart, en in hulle verstand sal ek dit inskrywe. En aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. Want waar daar nou vergifnis vir hierdie dinge is daar geen offer meer vir die sondes nie. Hebreërs 7 vers 22, en sover het Jesus van 'n beter verbond borg geword. Hebreërs 9 vers 15,
Daarom is hy middelaar van 'n Nuwe Testament of 'n nuwe verbond, sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die eerste verbond of eerste testament, die wat geroepe is, Jode en heidene, is die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Hulle is geroepe, uitverkies, en dit is hulle wat gereageer het op die uitnodiging van Jesus en dit aanvaar het. Nou wie het geroep? Was God wat geroep het. Ons het dit gelees in Jesaja 45 vers 1, hoe almal wat dors het, kom. Hebreërs 8 vers 6, maar nou het hy 'n voortreffeliker bediening verkry, vir sover hy ook middelaar is van 'n beter verbond op beter beloftes wettiglik gegrond is. Want as daar die eerste een onberispelik was, sou daar nie plek vir 'n tweede gesoek word nie. Jesus sê in Matteus 26 vers 28, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, of die Nuwe Verbond, wat vir baie uitgestort word, tot vergifnis van sondes. Die Nuwe Verbond is nou in plek, en dit is beskikbaar vir elkeen wat wil kom, en die genade van God, van saligheid, wil ontvang. Dan gaan hy verder, Jesaja 5 vers 6. Soek die Here terwyl hy nog te vind is, hier is die uitnodiging. Roep hom aan terwyl hy naby is. Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes en laat hy hom tot die Here bekeer, want dan sal hy hom barmhartig wees en tot ons God, want hy vergeef menigvuldiglik. Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is die aarde, soos my weë hoër is julle weë, en my gedagtes as julle gedagtes. Ons het hier gelees, hy sê hy vergeef menigvuldiglik. Is dit onverwaardelik? Ek glo so. Omdat ons sonde nou vergewe is, sal ons aanhou met sonde doen? Paulus behandel dit in Romeine 6, eerste vers. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Vers 6, aangesien ons dit weet, dat ons oude mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Bedoel dit, dat die gelowige nooit weer kan sondig nie? Ongelukkig nie, want ons leef in 'n verganklike liggaam. Romeine 7 vers 15. Wat sal ek doen? Want wat ek doen, weet ek nie. Want wat ek wil, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, dit doen ek. As ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet toe dat het goed is. Want nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Met ander woorde, in my natuurlike liggaam. Vers 22. Want ek verlustig my in die wet van God, na die innerlike mens. Maar ek sien 'n ander wet in my lede wat stryd voer teen die wet van my gemoed, en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lede is. Ek elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Dan antwoord hy hierdie vraag, ek dank God deur Jesus Christus, ons Here. So dien ek self dan wel met die gemoed die wet van God, maar met die vlees die wet van die sonde. Nou hoe hanteer ons hierdie situasie nadat ons gelowig geword het? Eintlik baie maklik. In Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Net daarom toe kom, sê Here, ek is jammer. Maar nou is daar 'n ander skrif wat probleem skep vir ons, of kan skep. Hebreërs 10 vers 26. As ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie. Nou hierdie vers verwys na dieselfde mense wat daar verwys word in Hebreërs 6 vers 4. Wat sê, want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het, en die hemelse gawe gesmaak het, en die Heilige Gees deelagtig geword het, en die goeie woord van God gesmaak het, en die kragte van die toekomstige wêreld, en afvallig geword het, om die weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulle self, die Seun van God weer gekruisig, en openlik tot skande maak. Hierdie is hulle wat die volgende doen. Dan gaan ons terug na Hebreërs 10 toe, vers 28.
As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf dink julle dan? Sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het? Die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag het, en die gees van genade gesmaak het. 3 stappe daar. Kom ons kyk daarna. Die Seun van God vertrap het. Jesus met die uiterste minagting en smaad behandel het. Die bloed van die testament onrein geag het. Die bloed van die soennood van Jesus waardeur die nuwe verbond tussen God en mens bevestig is, onheilig geag het. Beteken dat hulle geen verlossing of redding daar verwag het. God sou geen genade teenoor hierdie mense betoon het nie. In die derde plek, gees van genade gesmaak het. Dit is die Heilige Gees wat hier verwys word, en dit is die sonde waarvoor daar geen vergifnis voor is nie. Ons het gelees in Hebreërs 6 vers 4, die wat, verwysende na 'n sekere groep mense. En ek dink Romeine 1 vers 21 verwys ook na hierdie mense, omdat hulle alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle dwaas geword in hulle oorlegginge, en hulle onverstandige hart is verduister, terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword, en die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere. Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid om hulle liggame onder mekaar te onteer. Hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper wat geprys moet word tot in die ewigheid. In vers 28 sê omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid om te doen wat nie betaam nie. Vers 32 sê hy, mense wat al ken hulle die verordeninge van God goed, dat die wat sulke dinge doen die dood verdien, en die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. So hierdie skrif toon vir ons baie duidelik, daar kom 'n einde aan God se vergifnis en aan sy genade vir hierdie groep mense. Vir enige ander gelowige of ongelowige wat nog nie die Here aangeneem het nie, en in erken te lyk na Jesus te kom volgens 1 Johannes 1 vers 9, en sy hart vir die Here gee of as 'n gelowige sonde gedoen het, om belydenis doen, is daar vergifnis. Dit word weerspieël in die gelykenis van die verlore seun. Die vader het hom nie uitgetrap of geskel op hom, toe hy uiteindelik tot sy sinne gekom het daar in die varkhok nie. En toe hy besluit het om terugkom huis toe nie. Sy pa het vir hom gesê, kyk hoe lyk jy, kaalvoet met stikkende tere, ryk soos die varkhok waaruit jy kom, jy het my geld gaan verkoos, en kyk hoe lyk jy nou, skaam jy jou nie? Nee, sy pa het heeltyd uitgekyk vir hom. En toe hy hom sien, het hy gehardloop, om omhels, en hom herhaaldelik kere gesoen. Uit die seun se pleidooi, om soos 'n diensdagmaal te word geïgnoreer. Die vetgemaakte kalf bestel, feesklere, skoene, 'n goue ring. En hy het hom terug verwelkom as een wat dood was en weer lewend geword het. Daai pragtige lied sê, when I stumble, when I fall, and my vessel breaks, he just picks up the pieces, he doesn't throw the clay away. Vat moed, jy kan nooit te ver val, waar God se liefde en genade jou nie kan bereik nie. Kom na hom toe, sy uitnodiging staan vandag nog, mag die Here jou seën. Amen.